Wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre so hier saam te wees. En die wonderlike voorreg is dat God 'n mens voorberei. En ek wil graag vir elkeen ook hier in die gemeente vanmôre vra dat soos wat dit die predikant se plig is om voor te berei vir die gemeente om die woord te preek op 'n Sondag. Net so is dit die gemeente se verantwoordelikheid om vir die predikant te bid dat watter bood ook al daardie Sondag gebring word, dat dit direk van God kom. En dat dit goddelike woorde is, sodat dit vrug kan dra. Nou vanmôre is die gedeelte, baie mense preek oor die bose en oor die duiwel, alhoewel dit nie so min gebeur in sommige, of so baie gebeur in sommige kerke nie. Maar die belangrikheid is, wanneer 'n mens oor die bose en oor die duiwel en oor geestelike wesens 'n diens bring, is dit belangrik om nie te fokus op die bose wesens nie. Baie mense, as hulle byvoorbeeld oor satanisme praat hulle so van die Satan, dat jy so alles weet van die Satan, maar nie die genade van God ken nie. Nie die wonderlike gesag en die krag van God, waarin hy vir ons sê, maar ek het die bose reeds oorwin. Ons lees Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nou daar so is selfs kerke in ons land, in ons volk, wat nie eers in die duiwel glo nie, wat sê ja, dit is maar net 'n verhaal. Maar as iets in die woord van God staan, is ander man se woorde en ander man se opinie vir my niks werd nie. Want in God se woord is dit baie duidelik, en vir die duiwel is dit fantasties, want van die manne wat nog op die grense was, weet, van jou heel eerste beginsels in oorlogvoering is ken jou vyand. So as daar kerke is en daar's mense wat vir hulle sê daar is nie 'n duiwel nie, dan lag die duiwel baie lekker. Want die mense gaan hom nie ken nie. Of as daar van die kerke is wat sê ons weet nie hoe die duiwel werk nie. Red kom maar vooruit jou. As daar gemeentes is wat die mense wil sê, nee man, die duiwel is nie regtig so ernstig nie, die bose is nie regtig so ernstig nie. Nee, Jakobus sê baie duidelik, hy sê, weerstaan die duiwel. Dis dit baie belangrik om te besef, ons het 'n vyand. Dis baie belangrik om te besef, dat ons het die verantwoordelikheid om die duiwel te weerstaan. Ons moet weerstand bied. Ons moet nie net saamgaan met sy planne nie. Ons hoef nie vir hom bang te wees nie. Dis belangrik, ons hoef nie vir die duiwel bang te wees nie, want hy sal van julle wegvlug. Ons sit met die gesag van God, ons sit met die bloed van Jesus Christus. Ons sit met die Heilige Gees in ons harte. Ons hoef nie vir die duiwel bang te wees nie, maar ons moet hom weerstaan. Ons moet nie dink hy's maar net 'n kinderstorie wat ons die kinders mee bang maak nie. As ons hom nie weerstaan nie, moet ons bang wees. Want die duiwel, een oom sê, ja, my ou buurman, hy kan oor alles iets goed sê. Sê ja, wel, hy sal nie iets goeds kan sê oor die duiwel nie. Sê wel, die duiwel het nie 'n leier op sy kop nie. Want die duiwel haat die kinders van God, met 'n passie. Hy haat die kinders van God, en as daar, die kinders van die Satan, hy gebruik hulle soos wat hy wil, en dan spoeg hy hulle uit soos 'n ou vrotskil. Maar 'n kind van God, dis sy kos. Dit is waarvoor hy ingaan, want hy wil hê die kind van God moet struikel. Jakobus 4 vers 7, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. 1 Petrus 5 vers 8 tot 11. Wees nugter en waaksaam. Nou hierdie is alles, dit is terme wat hulle vir soldate gebruik het op hulle pos. Wees nugter, wees waaksaam, staan op jou pos. As daar een ding is, as jy aan die slaap geraak het terwyl jy op jou pos was, is daar in sekere weermagte wat jy tot doodstraf kan kry. In die verlede, as jy op jou pos in die slaap geraak het, in sommige weermagte het hulle jou eenvoudig doodgemaak. Wees nugter, wees waaksaam, want julle teestander, ons oppositie, ons vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En dit is wat hy op ons as Christene, as kinders van God, wat hy fokus. Hy wil hê ons moet val.
Hy wil hê ons moet struikel, want dan het hy ons. En as hy jou het, dan roer hy vir jou. En die enigste manier hoe ons uit die Satan se kloue uitkom, is deur die bloed van Jesus Christus. Die krag van Christus. As ons kyk in die Nuwe Testament 'n paar plekke waar daar byvoorbeeld duiwels uitgedryf word, nou die Griekse woord vir duiwels is waar ons demone vandaan kom, daimonion. So die demoon waar daar in die 53 vertaling van duiwels gepraat word, dit is verwysend na demone. Waar daar net duiwel in die enkelvoud gebruik word, dan verwys dit na die owerste van die bose of die Satan. Nou daar's 'n gedeelte dan ook van Beelzebul praat as die owerste van die duiwels. Met ander woorde, dis die hoofdemoon. Dit is die geestelike wesens teen wie ons moet oorlog voer. En ons moet hulle ken. Ons moet weet hoe hulle werk, sodat ons daarteen weerstand kan bied. En ons moet weet hoe om weerstand te bied. Want hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan. Hierso is ons eerste opdrag. Standvastig in die geloof. Want daardie Satan, sy heel eerste werktuig wat hy gebruik, is om vir jou te sê, wat het hy vir Eva gesê? Is dit so? Is jy seker? Het jy nie verkeerd gehoor nie? Verstaan jy dit nie verkeerd nie? Of daai ander een sê so en so dit wat jy nou eintlik glo, is nie so nie. As God vir jou opdrag gee, nee man, jy droom, jy het dit vir jouself verbeel. En dit is waar geloof in kom. As ons gaan kyk, wat is die geloof van Abraham? Die geloof van Abraham was nie dat hy op 'n klip gaan sit het en gedink het, ek glo in God, ek moet hard glo nie. Nee, dit was daadwerklike geloof. Daardie geloof van Abraham het gemaak dat hy getrek het. Wat was die geloof van Dawid? Die geloof van Dawid was nie, hy het op 'n klip gaan sit en hy het psalms geskryf en hy het net God geglo nie. Met Dawid se geloof het hy 'n reus aangevat, want hy het werklik geglo. Hy het werklik geglo dat die woorde van God is die waarheid. Glo ons maar net omdat dit 'n tradisie is, of glo ons werklik dat wat in God se woord staan is die waarheid? Glo ons werklik dat ons kinders van God is en dat ons die ewige lewe het, dat as 'n vuurpeloton hier kom, dat ek nie bang is om geskiet te word vir my geloof nie? Want ek weet ek gaan hemel toe. Of as ek bang om dood te gaan, want ek glo so effens. Ek is daarom in, die mense dink nie ek's weird nie, maar glo ek regtig. Hom met julle teëstaan standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde leiding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Ons gaan leiding ontvang. Die een pragtige gedeelte het ek in hierdie week gelees wat sê, God red ons nie om nie beproewing te hê nie. God maak nie dat ons nie in die wêreld sal ly nie, maar hy red ons deur beproewing. Want as ons nie luister nie, dan tugtig hy ons sodat hy ons red, en hy red ons van beproewing. Want as die bose kom en die bose haat ons, en die bose kom vir ons, dat ons daardie geloof hê, en ons moet weet, dat ons is broers in Christus, en ons kan vir mekaar steun, want ons is daar vir mekaar. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. As die Satan kom, dan kom hy partykeer en hy val ons besigheid aan. Hy val ons huwelik aan, hy val ons gesondheid aan. Hy val ons verhoudings aan. Hy val ons verhoudings met ons kinders aan, die kinders wat teëspoed optel by die skool. Daar's soveel verskillende goed waarmee die Satan kom. Maar ons kan weet dat ons dien 'n groot God, ons dien 'n almagtige God wat sterk is, en ons kan mekaar besterk en ons kan mekaar bemoedig. En die uiteinde van dit alles is dat ons nie lewe vir hierdie wêreld nie. Ons het verantwoordelikhede hier. En ons het mense hierso, maar daardie mense is tydelik. Ons lewe hier is tydelik, want ons het hemelse burgerskap en dit is waarvoor ons mik. Efesiërs 4 vers 26 tot 27. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Wat beteken dit? Dit beteken as ons wapenrusting aantrek,
En ons staan ons op ons pos, ons is waaksaam, ons is gereed. En laat sak hy wapenrusting, deur te lieg, deur te sondig, deur daardie een klein dingetjie te doen, gee ons vir die Satan reg om ons te kom treiter. Dan tref sy pile ons. Met ander woorde, ons moet stry in gedagtes, in dinge wat ons doen, in dinge wat ons sê, moet ons fisies stry teen die Satan, want hy kom met sy bose en hy werk in op die menslike vlees en ons sal sien ook hoe die Satan verder te werk gaan. Maar ons moet stry, ons moet regtig op ons pos staan. En dit is vir ons siele wat ons veg. Dis vir ons heiligheid wat ons veg. Dis vir die koninkryk van God wat ons veg. Efesiërs 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ja, ons het die vleeslike in ons, en ons stryd teen die vleeslike, maar ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Wat het die Satan gedoen toe hy Jesus kom versoek het? Die derde versoeking lees ons dat hy, volgens Matteus, het hy vir Jesus al die koninkryke van die aarde aangebied. Want wie is op hierdie stadium in beheer van die wêreldheersers? Wie is in beheer van die magte en die owerhede van hierdie wêreld? Dit behoort aan die Satan. Die Satan is in beheer van hierdie wêreld en dit is hoekom dit erger sal gaan. Ons moet nie dink dat hierdie wêreld is vir die kind van God nie. Ons sal stryd teen hierdie wêreld, want die wêreld haat God. En die wêreld kan nie in God glo nie, want so is dit beskik. Maar God het sy liefde gegee, sodat hy ons uitverkies het, dat hy ons reinig, dat hy ons heilig, en dat hy ons beskerm teen die bose. 2 Korintiërs 2 vers 10 tot 11. Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ek vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg word nie. Want ons is met sy planne nie onbekend nie. Ons is nie met die Satan se planne onbekend nie. Ons sien dit in die woord van God, ons ervaar hoe dit in ons lewens werk, hoe die bose kom om ons te kom roof van die koninkryk wat God vir ons wil gee. Petrus is 'n pragtige voorbeeld, waar hy gekom het en God het vir hom die koninkryk gegee, het vir hom gesê, jy gaan 'n visser word van mense, jy gaan werk vir hierdie koninkryk, en toe Jesus sterf, woeps, daar is sy geloof weg, en hy gaan weer na sy vorige koninkryk toe, en hy gaan vang vis. En dit het gekos dat Jesus weer voor hom kom staan en vir hom sê, Petrus, jy my lief? Hy sê, ja, Here, ek het jy lief. En hy het dit 3 maal gedoen, om daar die verloning van Petrus weg te was, en om weer te herstel in sy koninkryk, maar dit is een van die dinge van die Satan. Hy is lief daarvoor, om die koninkryk wat God vir ons gee, hier op aarde. God gee alreeds vir ons verantwoordelikheid oor sy koninkryk wat hier op aarde is, wat hy vir jou sê, my kind, hierso, ek maak jou verantwoordelik vir hierdie gedeelte. Ek maak jou verantwoordelik vir jou kinders. Ek maak jou verantwoordelik vir jou vrou. Ek maak jou verantwoordelik vir die mense saam met wie jy werk. Dis deel van die koninkryk wat ek vir jou gee. Daardie kar is deel van die seëning wat ek vir jou gee. Daardie huis, daardie inkomste, daardie werk. En die oomblik as ons teen God gaan, die oomblik as ons luister vir die Satan, die oomblik as ons nie meer staan nie, nie meer weerstand bied nie, dan kom hy en dan gee ons vir hom geestelike reg. Wat is die aanslag van die bose? Daar's 'n paar verskillende maniere wat die Satan baie lief voor is om te gebruik. En een van die goeders is hy maak jou besig. Jy is so besig met allerhande goed, jy het nie tyd om stil te hou nie. Jy het nie tyd om net 'n gebed te doen en met God te praat en jou daaglikse brood van hom te smeek nie. Jy het nie tyd om die evangelie en die Bybel vir jou kinders te lees nie, want daar's nie tyd nie. En dis een van sy merkwaardigste wapens, sy beste pile is, hy maak jou besig. Kom ons kyk Matteus 8 vers 21 en 22. En 'n ander een van sy disippels het vir hom gesê, dis toe Jesus sê, kom, volg my. Hy sê, Here, laat my toe om eers
te gaan om my vader te gaan begrawe. Maar Jesus sê vir hom, volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Ja, mens moet jou pa gaan begrawe, 100% reg. Maar as Christus vir jou sê, volg my, dan volg jy hom. Want die duiwel gaan kom en hy gaan jou vreeslik besig hou. En jy gaan so besig wees, jy gaan nie tyd hê vir God nie. Wees gewaarsku. Hierdie is een van sy beste metodes wat hy teen ons aanwend. Hy verwar ons prioriteite, Matteus 13 vers 44 tot 46. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in die saailand. Wat 'n man kry en wegsteek en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat 'n mooi parel soek en toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop dit. Waar is ons prioriteite? Is ons prioriteite by soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid? Besef ons dit, glo ons dit, dat al daardie dinge wat ons nodig het, dan vir ons bygevoeg sal word as ons eers die koninkryk van God soek. As ons God ons hoogste prioriteit maak, dan val al ons ander prioriteite in plek. As ons God ons hoogste prioriteit maak, dan is my huwelik 'n prioriteit, want dan kan my vrou opkyk na my, want sy weet, ek kry my insig, my wysheid, my opdragte, kry ek direk van God af. Ek staan as koning, priester en profeet in my huis, en ek staan in die gesag en in die naam van Jesus Christus, want ek's man in die huis. En my kinders kan vir my respek hê, want ek gaan heilig lewe. My kinders kan my volg, want ek volg Jesus. As Jesus Christus, as God, my hoogste prioriteit in my lewe is, dan gaan die vrou die man oneerbiedig. Want Christus beveel dit, hy sê, soos wat die gemeente Christus gehoorsaam, so moet die vrou die man gehoorsaam. Want as my verhouding met God reg is, en my prioriteite is reg, dan is al my prioriteite reg, as my prioriteit is God. Hy is my hoogste prioriteit. En wat kom doen die Satan? Nee, jy het nie tyd nie, jy moet hierdie naweek gaan werk. Jy moet gaan oortyd werk. Nee, ek kan nie hierdie naweek nie, moet gaan rugby kyk. Prioriteite is heeltemal verkeerd. En dit kom van die Satan af. So gaan hou 'n bietjie boek van waar is jou prioriteite? Hoeveel keer per dag? Hoeveel uur per dag spandeer ons aan God se woord? Hoeveel tyd spandeer ons in gebed? Hoeveel tyd spandeer ons gesin om saam rondom die woord van God te vergader? Waar is ons prioriteite? Is ek 'n afwesige pa in die huis? Is ek 'n afwesige ma? Is ek 'n kind wat op die strate rond lê en nie daar by pa en ma nie? Wat is ons prioriteite? Dan is daar nog 'n baie lekker middel wat hy gebruik en hy skep vir ons 'n valse ywer. Hy gee vir ons 'n windmeul om te jaag, soos die verhaal van Don Quixote, wat daar so allerhande windmeule sien en dan is die windmeul 'n monster en ons jaag hom en ons moet hom vernietig. En so gee vir ons die een projek na die ander, dit pas in, by hou ons besig. Maar hy skep vir ons 'n valse ywer. Hy skep vir ons dinge wat nie in die woord van God voorkom nie. Soos wat daardie gesegde is, hy is so besig met die dinge van die Here dat hy nie kom by die Here van die dinge nie. Matteus 23 vers 15, wie julle skrifgeleerders en fariseërs, dis die predikante van daardie dag. Dis die mense wat voorgeloop het, wat die woord van God geken het. En Christus kom en hy sê vir hulle, in Engels, shame on you, sê regtig, hy het die kop geskit en gesê, julle armsalige skrifgeleerdes en fariseërs. Hy sê, want julle is 'n klomp geveinsdes, julle is 'n klomp skynheiliges, want julle trek rond oor see en oor land, om een bekeerling te maak. En as hy dit geword het, wat maak hulle? Dan maak julle hom 'n kind van die hel, 2 maal erger as julle self. Hulle het die ywer gehad, maar hulle ywer was vals. Want hulle het nie gebly in die woord van God nie. Hulle het nie die gees van God in hulle harte gehad om hulle te lei nie. Ons is hier, ons het die wonderlike belofte van sy woord wat is. Ons kan dit lees in Afrikaans, ons kan dit verstaan. Daar's hoeveel vertalings, daar's hoeveel hulpmiddels op die internet.
is beskikbaar. Wat is ons verskoning? Daar's hoeveel genade vir ons, maar ons kies ons die valse ywer vir dinge wat God sê, maar dit maak nie vir my saak nie. Waar hy op 'n stadium vir Israel gesê het, julle kom en julle bring julle offers. Julle kom en julle hou julle feeste, ek wil dit nie sien nie, ek haat dit. Want julle kom nie met 'n suiwer hart nie, julle kom nie met liefde vir my nie. Dat ons volgens sy woord moet wandel. Maar ons moet nie in die letter van die woord wandel nie, ons moet in die gees van die woord wandel. Want as God gesê het, jy moet jou naaste lief hê, dan sluit dit 'n hele klomp goeters in. As hy vir hulle gesê het, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, dis die letter. Maar wat sê die gees? Ek is lief vir my naaste. Wie julle skrifgeleerdes en fariseërs geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet, laat julle na die reg en barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Moenie die letter van God se woord volg nie, volg sy gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak vry. Ons het 'n vryheid wat ons ontvang het deur die gees wat in ons woon om ons te leer. Die gees sal nooit teen die woord van God gaan nie. Maar as ons net wil gaan en sê, hierso is nou 'n gebod in die Nuwe Testament en hier is 'n nuwe gebod en ek moet dit nou so onderhou. Wat het hulle gegaan? God sê, ek soek barmhartigheid, ek soek reg, ek soek trou. Wat gaan hulle? Nee, maar hoeveel trou? En as ek dan nou 'n tiende gee, weet, hoeveel is my tiende? Is dit nou tot op die sent? Hulle het nou tiendes van kruisement en anys en koljander gegee en allerhande reeltjies en tegniese goedjies. God wil liefde hê. Ons moet die woord van God nakom. Ja, daar is sekere riglyne wat hy gegee het, wat hy van ons vra, maar ons doen dit nie omdat ons die riglyntjie wil nakom nie. Ek doen dit omdat ek God liefhet. Ek doen dit omdat ek gehoorsaam is aan hom. As God sê so, is dit so en dan doen ek so. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk. Wie julle skrifgeleerdes en fariseërs geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Ek was self in gereformeerde in die AP Kerk gewees en daar het ek ervaar waar daar 'n kerkorde is. Manne ken hulle daai kerkorde, maar hulle het nie idee van die woord nie. Met ander gereformeerde vriende wat ek meer te doen gehad het. Wat hy kan vir jou sê wat het Calvin gesê en hy kan vir jou sê wat het Luther gesê. En soos my skoonpa wat vir my sê, as die predikant sy huis afbrand, wat sal hy gryp, Calvin of die Bybel? Hy gaan die Bybel gryp want hy ken Calvin. En so is dit dat ons ken allerhande goeders, ons is te valse ywer, ons ken nie God nie. Ons ken nie sy woord nie. Eendag het ek saam met 'n ouderling gery daar na die synode toe. En ons speel 'n speletjie, gewone speletjie van ek dink aan iemand. En op daardie stadium het hy toe aan Simson gedink en hy kon nie onthou dat Simson en dit wat oor die kerk se besluite moet gaan neem. Wat oor die leer van die kerk moet leer. Hy weet nie dat Simson is 'n ouderling, Simson is 'n rigter gewees nie. Hy is 'n ouderling in die gemeente. Die Satan is briljant om 'n valse ywer te skep. As ek sien van vriende van my wat in die Israel groeperinge is, wat so op die letter ingaan en so kyk, jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen, dat hulle mense begin haat en vloek en die liefde van Christus is ver van teenwoordig in hulle lewe. Want hulle kan verander mooi sê om te wandel, maar die liefde wat die beginsel is, dit ontbreek. En dan verder, behalwe dat hy ons besig hou, behalwe dat hy vir ons 'n valse ywer laat gee, hou hy ons besig met twak. Ons is so besig met allerhande goeders wat regtig sinloos is. Ek kyk die eendag, kyk ek op YouTube hierso van 'n vroukie wat 15.000 domino's gepak het. Regtig? Het sy nie beter tyd met ander goeders nie? Maar dwaase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet.
want dit is nutteloos en doelloos. Moenie verkeerd verstaan nie. Ons moet God se woord met mekaar praat. Ons moet met mekaar die dinge uitpleis, ons moet met mekaar skuur en skaaf, en ons moet probeer om in God se gehoorsaamheid en sy wil te lewe. Maar daar is sekere dinge, as ons volgens die letter van die wet gaan, wat Paulus in Galasiërs skryf, kom by die gees uit. Want die letter maak dood, en die gees maak lewend. Stryd vra oor geslagsregisters, waar die mense so staat maak op die bloed van hulle self, op die bloed in hulle are, in plaas van die bloed van Christus. 1 Timoteus 1 vers 3 tot 4, soos ek jou versoek het, toe ek na Macedonië op reis was, moet jy in Efese wag om sekere persone te beveel, dat hulle geen ander leer moet leer nie, en hulle nie besig hou met fabels en eindelose geslagsregisters nie, want net toesvrae bevorder meer as stigting van God wat in die geloof is. Fabels en eindelose geslagsregisters. Het ons al gedink hoeveel fabels het ons oor die woord van God? As ons maar dink aan engele. Engele, ons dink aan Cupido, dis vir ons 'n engeltjie. Dis 'n heidense afgod, is nie eens 'n engel nie. Ons dink aan engele, hierdie pragtige vrou, daar's in Esegiel is daar wel van geestelike vrouens met geestelike wesens wat vrouens is met vlerke, maar hulle is nie engele nie. Engele het nie vlerke nie. Nêrens in die Bybel kom dit ooit voor dat engele vlerke het nie, is boodskappers van God wat hoofsaaklik mans is wat aan mense kom verskyn. Hulle het 'n gedaante, meeste van hulle, party kan eet en so aan. Maar 'n engel het geen vlerke nie. Jy kry gerubs en serafs, ja, hulle het vlerke. Maar is ander geestelike wesens, is nie engele nie. En so het ons verskillende gedagtes en fabels wat met tradisie gekom het. As ons byvoorbeeld dink aan die beeld van Christus waar hy in die krib lê en waar die herders en die wyse manne daar by Christus is. Die herders het daar aangekom terwyl Jesus in die krib was, dis so. Die wyse manne het aangekom toe Jesus in 'n huis gebly het saam met sy pa en ma. Maar dis goeters wat ons leer en dis goeters wat ons maar glo. Hoekom? Want ons gaan nie na die bron toe nie, ons gaan kyk nie wat staan in die woord van God nie. En ons is besig met allerlei ander goed. Ons is besig met die wonderlikste goeters, met geslagsregisters en met wette van hierdie wet en daardie wet, en ons kom nie by die kern van die evangelie nie. Want die Satan wil nie hê dat ons die kern van die evangelie moet hoor nie. Hy haat dit. Dan maak hy ons swak en hy val ons aan wanneer ons op ons swakste is. As jy honger is, man, as jy honger is, dan is jy sommer net skuins. En jy is sommer nie vriendelik nie, en mense moenie vir jou te skuins kyk nie, want ek is nou honger. En dis wanneer hy jou roer. Ek is moeg, ek het nie geslaap nie. Dan moet iemand net nie vir my kom krap nie, want ek's moeg. En dis wanneer hy jou aanval. As ek eensaam is, manne, en dan kyk ek gou daai pornografie, want dit is mos lekker, dan voel ek beter, en dan het hy jou. As ek eensaam is, nee, maar my vrou gee nie vir my aandag nie, kom ons gaan kuier bietjie daar op die, man, dis so oulike sekretaris, daar is mos nou niks nie, ons moet net kuier. En so het hy jou. Hy maak jou, as jy eensaam is, dan het hy jou, want dan is jy op jou swakste. As jy kwaad is, man, as jy kwaad is, dan daal die IK. En die invloed van die Heilige Gees sommer daarmee saam. As ek teleurgesteld is, as iemand my teleurgesteld en my seer gemaak het, dan is ons sommer gou-gou, ons vergeld kwaad met kwaad. Satan lag, dis vir hom geld in die bank. As ek hartseer is, dan wil ek net beter voel, veral met dwelms. As jy so voel, ja, maar ek is daarom nou lus vir dwelms, ek voel so af, ek het nou net opgehou rook, want dit staan tussen my en God, en dan kom hy, sit my in 'n situasie, dis hartseer, gebrek aan intimiteit met my lewensmaat, nou het hy jou, hy gebruik jou, en hy kom vir jou, wanneer hy op sy swakste is. Dis soos daai klompie hyenas, hulle gaan nie vir die mooiste, grootste buffelbil nie, nee, hulle gaan vir daai enetjie wat swak is,
wat sy agterbeen bietjie seer gekry is. En so kom die Satan en hy maak jou swak. Hy veroorsaak goeters dat hy swak is, want as jy swak is, dan is jy vatbaar vir sy pyle en dan is ons geneig om ons wapenrusting te laat sak. As ons byvoorbeeld sien, wanneer het hy na Jesus toe gekom? Vir 40 dae en 40 nagte het Jesus gevas. En die snaakse gedeelte sê, en naderhand het hy honger geword. En toe kom die Satan, hy versoek vir Jesus. Daar het die Satan bietjie 'n bloukie geloop. Maar dieselfde met Job. Die Satan kom na die Here toe en hy sê, daar Job, dis nou alles goed en wel, hy is hierdie pragtige en hierdie vrome man en hy dien u. Maar krap 'n bietjie aan sy weelde, aan sy rykdom, gaan vat bietjie daar, dan sal ons sien. Dit het nie gebeur nie. En toe sê die Satan, maar kom ons maak dit nog bietjie erger. Kom ons slaan hom as persoon, sy gesondheid. En Job het steeds 'n geregtigheid gebly. En dit was wonderbaarlik dat God vir Job ook beskerm het in daardie omstandighede, maar dis die Satan. Dis sy manier. Hy kom vir jou, hy maak jou swak. Hy skep omstandighede dat jy swak word. En as jy swak is, dan kom hy vir jou. Dan kom daai brullende leeu en hy soek vir die nek. Bedorwe ons sinne en maak ons vals. Daardie Satan kom en hy kom maak ons gedagtes, kom maak hy vuil. Hy kom maak dit sleg. 2 Korintiërs 11 vers 3 tot 4. Maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy lustigheid bedrieg het. Die slang het na Eva toe gekom en gesê, is dit so? God vir jou gesê, jy gaan doodgaan. Dink jy regtig so? Dit is 'n vrug. Hoe kan jy doodgaan as jy 'n vrug eet? Is jy ernstig? Sê nee man, dit is nie so nie. En net daar het hy vir Eva gehad. Soos hy haar bedrieg het, maar ek vrees net soos die slang Eva deur sy lustigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle heel dit goed geval. En dit het hy nie positief gesê nie. Hy sê, hy veroordeel hulle hieroor, want hulle is soos 'n dobberende bootjie op die wind. Hier kom 'n wind en dan gaan hulle in die rigting, en dan kom 'n wind van die kant, dan gaan hulle die kant. Hoekom? Want hulle staan nie in geloof nie. Hulle ken nie die woord van God nie. Hulle staan nie vas in die woord van God nie, en daarom kan hulle so geslinger word. Hy slaan ons op ons swakpunte. Judas, sy swakpunt was geld, en hy het geval. David, Samson, hulle swakpunte was vrouens, en hulle het geval. Wat gebeur as ons 'n sonde doen? Ons gee geestelike reg. Nou ek wil gou-gou vir die kinders, ek wil gou vir julle ietsie hier wys. As julle hier vat, kan julle sien hierso? Al die kinders kan julle sien. Julle mooi sien. Hierdie water is skoon, né? Pragtig skoon. Nou kom die Satan en die bose en die demone kom. Maar ek is skoon, ek is rein. Ek het nie gesondig nie. En daai Satan kom en hy kom roer en hy kom pla en hy kom maak en hy kom probeer sy bes. Hy kan sy bes probeer, ek bly skoon. Want ek is geheilig en ek is reinig en ek het volgens God se woord gehandel. Ek lewe in heiligheid deur die krag van die Gees en die bloed van Christus. Lewe ek in heiligheid en daai bose kan kom. Hy kan my kom treiter, hy kan my kom versoek, hy kan maak wat hy wil, ek bly skoon. Maar wat gebeur as ek sonde doen? Wat gebeur as ek sonde doen? Dan is my water vuil. En as daai bose kom, jy kan niks sien nie. Jy kan absoluut niks sien nie. En dit is wat ons doen as ons sondig. Ons gee vir die Satan die geestelike reg om ons te kom vuil maak. Dan het hy ons. Dan het hy ons en ons het moeilikheid. En die enigste manier hoe ons weer so kan word, is as ons hierdie ou mens weggooi. En die ou mens vul met Jesus Christus, wat vir ons skoon water kom wees. Dis die enigste manier hoe ons dit kan doen, is in gehoorsaamheid aan God te lewe en deur Christus se bloed weer skoon te word. En dit is wat geestelike reg is
is ons ontneem die beskerming van God. Ons laat sak ons wapenrusting, want wat sê die gedeeltes? Job 1 vers 6 tot 12. En op die dag toe die seuns van God kom en hulle voor die Here te stel, het Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deur kruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het hy geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Luister mooi. Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut nie? God beskerm ons. En hy gee sy engele opdrag aangaande ons om ons te beskerm. Maar die oomblik as ek sonde doen, die oomblik as ek hierdie grond in die water gooi, is ek vuil. En as die Satan vir ons dan roer, kan jy niks sien nie. Ons lig is daarmee heen, ons sout is daarmee heen, en hy het ons. En ons gee geestelike reg, dat daardie Satan ons gesondheid kan aanslaan. Dat daardie Satan kan kom, en hy kan ons fisies kom vat. Hy kan ons finansies kom vat, hy kan ons verhoudings kom vat, want jy laat hom in. As jy hier 'n wilde, 'n rooi kat in die kombuis in gaan toelaat, moet jy nie skrik as hy vir jou gaan krap en vir jou gaan opmorsel daar in jou eie kombuis nie, want jy het die deur oopgemaak. En as ons sonde doen, maak ons die deur oop vir die Satan en die bose geeste om in te kom en ons aardse lewe te kom vervoeter. Job 1 vers 11 tot 12. Maar strek net die hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlik, hy sal u in die aangesig seën, en hierdie seën is eintlik vloek. Daarom sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het, is in jou hande. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie, en die Satan het weggegaan en van die aangesig van die Here. God gee vir die bose sekere regte. Daar is sekere regte wat die bose het ook ten opsigte van die kind van God. Die bose kan kom en hy kan ons sekere dinge aandoen. Maar ons staan met die beskerming van God, daar's perke wat die bose het. En selfs as ons gesondig het, is daar nog steeds perke wat die bose het. Maar daardie perke is 'n bietjie verder. En ons kry 'n bietjie swaar wanneer die bose ons aanval en ons vir hulle die geestelike reg gegee het om dit te doen. Wat sal ontneem as ons daardie beskerming van God verloor? Psalm 21 vers 14 en 15. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Kom ons draai hierdie gedeelte om. As ek God nie lief het nie, dan sal hy my nie red nie. Hy sal my nie beskerm nie, as ek nie sy naam ken nie. Teen wie beskerm God ons? Hy beskerm ons teen die bose. Maar as ek daardie geestelike reg aan die bose gegee het, het ek moeilikheid, ek ontneem God die beskerming wat hy my gee, en daardie bose ontvang geestelike reg, om met ons verder te gaan, en nog 'n stapie verder, en as ons nie luister nie, gaan dit nog verder, en dit gebruik God die bose om ons te tugtig, en ons weer op die regte pad te kry. Ons ontneem die salwing. Wat beteken Christen? Christus beteken gesalfde, dit kom van die Hebreëus af Messias. Jesus die Christus, Jesus die gesalfde. En wat is 'n Christen? Dis 'n persoon wat ook gesalf is in die gesalfde. En wat doen ons as ons daardie sonde doen? Ons vat ons salwing. Ons trek daardie salwing terug, 1 Johannes 2 vers 27, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Met ander woorde, as ons nie in God bly nie, en ons sondig, dan vat ons van daardie salwing weg.
En dan kom ons in die dwaling, want dan is die Gees wat ons nie meer lei nie, want ons blok dit. Ons blok die Heilige Gees in ons, om ons van te reinig en te heilig, dat ons heilig vir hom kan lewe. Jakobus 4 sê vers 7, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Die teenoorgestelde, weerstaan nie die duiwel nie, en hy sal nie van jou wegvlug nie, hy gaan jou bly pla. 2 Petrus 5 vers 8 tot 9, wees nugter en waaksaam. Wat gebeur as ons nie nugter en waaksaam is nie? Die teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, nou staan ons hom nie teen nie. Wat gebeur? Hy verslind ons. En dit is nie 'n drogrede en 'n mooi storie en iets wat daar ver is en iets wat in die toekoms is of iets wat net in die kerk hoort nie. Dis 'n realiteit. As daar teëspoed op jou pad kom, gaan sit en dink, waar kom dit vandaan? Hoekom is dit hier? Het ek enigstens geestelike reg gegee vir die bose om my te treiter? 2 Korintiërs 2 vers 10 en 11. Aan wie julle iets vergewe, gegeef ek ook, want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg word nie. As ons nie vergewe nie, dan laat ons toe, ons gee reg vir die Satan om ons te bedrieg. Want ons is met sy planne nie onbekend nie. Hier is 'n paar voorbeelde wat nou genoem is, van wat die Satan doen. Ons is nie onbekend met sy planne nie. Dalk het elkeen van ons nog op 'n ander manier wat hy regtig te doen gekry het daarmee. Vanwaar ek daardie kans gee vir die Satan. Maar God sê ons moet veg. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons 'n stryd nie volgens die vlees nie. Dis 'n oorlog. Dis 'n oorlog wat die Satan teen ons verklaar het, en of ons dit nou wil of nie, hy gaan ons aanval. Daar's nie 'n Geneefse konvensie wat ons kan spaar nie, daar's net die krag in die woord van God, wat ons in moet lewe. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerp word, teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem, tot die gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer hulle gehoorsaamheid volkome is. Hier is die antwoord. Ons moet in ons gedagtes alreeds teen die bose stry. Wanneer daar die gedagte in jou opkom, hier's 'n lekker drankwinkel, kom ons draai in. Daar die gedagte is alreeds van die bose. Bestry die gedagte, bestraf die bose wat daar die gedagte in jou ingesit het. Dit is hoe ons heilig voor God lewe. Dit is hoe ons teen die bose stry. Nou ja, weer eens vir die kinders, waar is Jan Arend nou? Hy het so uitgesien hierna. Wie van die kinders kan vir my sê, wat is hierdie? Wat is dit? Wat is hierdie op die bord? Die wapenrusting. Daai ene daar in die hoek. Hier heel in die hoek. Kom ons kyk. Daai ene. Wat is dit? Jan Arend, wat is dit? Kom sê 'n bietjie vir ons. Kom staan hier voor en sê vir ons. Kom. Wat is dit? Wat is daai? Kom staan hier so. Sê mooi vir die mense, wat is dit? Wat is daai ene daarso? Daai ene met die wat gebruik jy hom? Helm van verlossing. Helm van verlossing. En daai ene daar langsam, dit lyk amper soos 'n hemp. Wat's dit? Wat is dit? Borsharnas van? Geregtigheid, daar's hy. En dan hierdie ene, dit is nou jou gordel, jou beld wat jy aansit. Wat is dit? Van die waarheid. Dit is die gordel van die waarheid. En dan hierso die voete, die skoene. Skoene van bereidheid wat die waarheid wat die Evangelie verkondig. Daar's hy. En dan sien ons hierso is 'n, wat's dit? Wat's daai? Wat is hierdie ding? Hierdie ding. Wat's dit? woord. Die swaard, wat is dit? Dit is
die woord van God en die Gees. En dan hierso laastens, wat is hierdie groot ding wat hierso is? Wat is daai groot ding hierdie? Wat is dit? Dis ons Bybel wat ons lees. Ja, dis amper reg. Dis die geloof, dis die skuld, nê? Baie dankie. Ek gaan sit maar weer by mamma, hoor. Die helm van die verlossing. Hoekom? Want die Satan kom en sê vir jy is nie kind van God nie. Want ons staan in die reg. As ek sê ek staan in die naam van God, beteken dit ek staan in die gesag van die almagtige God van Hemelse Vader. As ek bid, Onse Vader wat in die hemel is, dan bevestig ek staan in die naam van God. En die bose het nie oor my die reg nie. Maar die Satan kom en sê, is dit so? Die helm van die verlossing, die borsharnas van die geregtigheid, en dit is om reg te doen. Met ander woorde, as ek sonde doen, dan haal ek daar die borsharnas af, en hy tref my in die hart. Geregtigheid om God se woord, om God se wil te doen, om volgens God se wil te wandel en in gehoorsaamheid te lewe. Die harnas, die borsharnas van geregtigheid, die waarheid vir die gordel. So wat daardie tyd, as jou gordel afval, is die broek op die knie, en dan gaan ons nie baie goed kan veg nie. Die waarheid maak ons vry. Die skoene van die bereidheid van verkondiging van evangelie. Hierdie is deel van die wapenrusting. Dit is nie dat God sê ons moet gaan in Kenia ingaan om te gaan sendingwerk doen nie, maar is my lewe 'n getuienis vir Christus waar ek by die werk is, in my gesin? Verkondig ek Christus in my werk, in my gesin? Trek ek daardie aan? Want dit is deel van ons beskerming teen die bose. Dan natuurlik die geloof wat die skild is. Dit is een van die logiese wapens om die skild op te hef, om die vuurige pyle van die bose te weer. En dan het ons laasend ook gekyk na die swaard wat die woord is van God, en daardie woord, die Gees, die woord is Rema. Dit is die geesgekoppelde woord van God, waar sy woord in ons is en met ons werk. So wat sê Efesiërs 6 vers 10 tot 20? Eindelik my broeders, word kragtig in die Here. Kragtig. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Die liste van die duiwel is nie 'n sprokie nie. En ons trek die wapenrusting daarteen aan, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, die bose gees in die lug. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en die skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van die verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, saam met die wapenrusting, gebed. Die gebed is nie deel van die wapenrusting nie, dit is die gom vir die wapenrusting, dit is waarmee ons beklei. Gebed. En ons moet vir mekaar bid, en ons moet vir onsself bid, en vir ons gesinne, en vir ons werk, en vir die koninkryk van God, en vir ons volk. En juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Nou ja, ons het hierdie gedeelte, het ons doen. Daarso vir die kinders net, as ons kyk, die helm van die verlossing. Ons weet, ons is verlos. Die borsharnas van die geregtigheid, ek wandel in geregtigheid en heiligheid, en ek kan dit doen, want ek is 'n nuwe skepsel in Christus, ek is bekleed met Christus, daarom kan ek, as daai lelike gedagte by jou opkom, bestraf dit onmiddellik in die naam van Christus, en sê vir daardie bose, jy hoort nie hier nie,
Ek's 'n tempel van God en geen bose hoort naby die tempel van God nie. Amen.